Ontbyt met my en met Nina. So dit is Woensdag, wat beteken dit is jou mense, my mense. En Elsje van Staden het vir ons 'n e-pos gestuur waarin sy sê, as 'n ma is daar niks moeiliker as om jou kind te sien swaar kry en te weet jy kan net soveel doen om die pyn te verlig nie. Haar 11-jarige Yeshay is gediagnoseer met 'n toestand genaamd epiblepharon, waar die klein haartjies op haar onderste ooglede na binne draai en haar oë voortdurend krap. Dit veroorsaak aanhoudende irritasie, pyn en dowwe sig en veroorsaak fyn krappies wat letsels los op die oog. Sy sukkel om te sien en wanneer sy probeer lees of naby fokus, kry sy erge hoofpyne. So net hierna hoor ons bietjie meer oor die gesin, ons leer hulle ken en dan hoor ons ook hoe dit moontlik is om Yeshay te help. Ek sien baie uit vir hierdie gesprek. En dit is altyd lekker om in te staan vir Doopie en dan 'n stukkie jou mense, my mense saam met jou. Ja, yes, sorry. Dit is regtig wat jy sê, mens skoor regtig uit dit. Ek sien baie dit is op pad en dis een van my gunsteling oomblikke op een van my gunstelinge dae op hierdie ontbytprogram. Dis jou mense, my mense. So by ons in die studio is maar Elsje, pa Jean-Ray en dan die twee rooikop sissies, Yeshay en Elray. Hallo julle. Goeiemôre. Hallo. Jy kan wees. Welkom hierso, dit is so lekker om julle te ontmoet en om julle by ons in die studio te hê. So, Elsje, vertel ons bietjie van julle gesin. Sure, okay. Ons is eintlik 'n baie maklike gesinnetjie. Wat jy sien is wat jy kry. Daar is nie oppervlakke van ons nie. Ons is 'n baie speelvolle familie. The more adventure, the more you learn. So, dis nou maar. Ag, lekker. En die twee sissies, Yeshay en Elray. Yeshaytjie, hoe oud is jy? Ek is 11 jaar oud. 11 jaar oud. 11 jaar oud. Sissie? Ek is 10. Is jy 10 jaar oud? So julle is 1 graad uit mekaar uit, né? Ja. Okay. En in watter skool is julle? O, julle doen homeschooling. Ja. O, so mamma is julle juffrou. Ja. Ja, hoe kwaai is die onderwysers daar by die homeschool? Is hulle kwaai dan? Ons het nie onderwysers. Jou onderwyser is verskriklik kwaai by die huis. So, Yeshaytjie, ons hoor jy's mal oor gimnastiek en netbal en sagtebal. Jy klink soos 'n besige girl. Ja, ek hou baie van sport. Doen jy? Ja. En watse posisie speel jy by die netbal? Ek speel gewoonlik hulpdoel. Hulpdoel. Ja. Okay. En sagtebal, ek was altyd so bang daai bal tref my. Ek het altyd net daar in die buiteveld gestaan. Ja, ek is ook baie bang, maar eendag toe klap ons het die seentjies het gespeel, toe stel hulle die ding al op. Ja. Toe staan ek voor die ding. Hy droog nog die bal op en goed. Next moment toe klap hy net daai bat teen my kop en Die bat in jou kop. ja. Oh my goodness. Dis erg. Weet jy, en nou Rytjie en jy, wat doen jy wat vir jou lekker is? Hou gee 1 sekonde vas. Dit lyk vir my daai kabeltjie het uitgetrek daar op daai mikrofoon. Ons gaan hom net so detooi ons tegniese man gaan vinnig haar aandruk en hom mooi bykry. Mamma, gee sommer gou jou mikrofoon Daarby, ja. So Rytjie, wat het jy gesê van die sagte bal? Ek hou ook baie van sagte bal en netbal. En netbal. Ja. Okay. So ja, julle twee is twee besige bytjies, nê? Ja, Danny. Dit is so lekker. En is julle twee sissies close? Is julle lief vir mekaar, baie lief vir mekaar? Ja, maar party ons beklei baie. Soos mens moet. Alles Ja. is beklei baie. Ja, nee, mens moet. Dit beteken nie is lief vir mekaar. Jy kan so 'n bietjie koppe stamp en verskil van mening nou en dan. Ja, En nee. deel julle 'n kamer of slaap julle in julle eie kamers? Maar Partykeer het jy Partykeer dan het jy jou sussie nodig in jou bed. Ja. Nee. Ag, dit Alright. is so lekker. Ja, sê, wat wil jy sê? Alright. Kan jy asseblief vir my slaap? Ag, sy. Oh, ja. Altyd. So Elsje, jy het vir ons 'n e-pos geskryf oor Yeshay se diagnose. Kom ek chat bietjie met jou, Jean-Ray. So vertel ons, want dit is 'n verskriklike naam. Ek het eers geweet of ek dit reg sê. Kyk, ons het hierdie naam geoefen vir 2 dae om hom reg te sê op die radio. So vertel ons wat dit is en wanneer is Yeshaytjie gediagnoseer? Kyk, so hulle noem dit epiblepharon. Dan wat gebeur is die ooglid se haartjies groei te naby aan die oog en dit groei nie uit nie, so dit krul terug in. Okay. So dit veroorsaak dan dat jy weet die haartjies begin die oog dan nou irriteer en
as dit nou, jy weet, ek sê baie vir haar, maak net bietjie so, trek hom bietjie net die haartjies uitkom, want dit oor die lang tydperk veroorsaak dit nou, jy weet, fyn krappies op die ooglens wat gaan veroorsaak dat sy sukkel met haar sig as sy nou ouer raak en sulke goedjies, so dis basies. Sy was identifiseer my dit gewees, sy was so 6 jaar oud gewees. Dus ja. Toe sê die dokter vir ons nee, hulle wil sny. Toe sê ek baie kwaad, toe sê ek nie weet nee, ek wil meer opinies kry en sulke tipe dinge. En toe raak dit eintlik nou maar net erger, so so nou is dit op 'n punt waar hulle bietjie moet sny om nou die haartjies uit te lig uit die oog uit. Ja. So also hoe beïnvloed dit jou skytjie se lewe? Sjoe, ons sukkel met lees. Want sodra sy moet begin lees of fokus op sekere letters en haar oogies moet 'n sekere manier getrek word, dan brand die oog of die oog krap. So skoolwerk vat eintlik bietjie langer as noodwendig, want ons moet meer aandag gee. Ek moet dit vir haar oorlees want sy kan nie die woord sien nie, want haar visie is verskriklik blurry. So as jy haar vang op 'n goeie dag, dan doen ons alles vandag. Maar môre is nie 'n goeie dag nie, dan is die een oogie toe. Dit lyk asof sy in 'n baangeveg was met iemand as hy opstaan. So staan die een oogie van al die slaap en goed wat vassit in die haar en dan dit het nou alles binne in die oog gaan lê. Ek moet sê die feit dat sy so glimlag en so met liefie kinders die inkom, vir my as daar iets in my oog vas sit as ek 'n beer, jy weet, dit irriteer jou, verstaan dis nie om dit die heeltyd daar te hê. As ek nou net dink as daar een haartjie in mense oog is vir 'n rukkie. Ek kan niks anders doen nie. Ek kan nie fokus nie. Ek wil nie ek net hier fokus om daardie uit te kry. So dis ongelooflik om te dink, jy weet, dit tot hier toe en sy nog steeds so happy go lucky kind. Ja. Soms is daai beer wat jy van praat. Dan verstaan jy, ja. Okay, so natuurlik die leerproses en alles is moeilik en behalwe dan die pyn waarmee sy sit. Ja, sy sit met verskriklik baie pyn en dan as die oogie nou so plaas wat hy nou pla, dan kry sy intensiewe hoofpyne. So dan wil die oog glad nie oop nie, want hy sit presies op jou tension gedeelte. So sy sit die hele tyd so in frons asof sy kwaad is vir die wêreld. So ons almal vra gereeld, wat's fout? En ons eintlik niks fout nie. Dis net die oog wat krap, wat maak dit alles hier voor sit. Ja. So genre klink nou vir my dit is al amper so 5 jaar wat jy met hierdie probleem sukkel. En julle het is ek seker 'n tweede opinie gekry en wat is nou die uiteinde en wat is die oplossing? Wat toe nou gebeur is toe ons is na die ooginstituut toe gewees, het hulle nou gesê daar is nou geen ander behandeling as om die vel toe nou te sny. So wat hulle doen is hulle sny 'n stukkie vel uit, dan trek hulle hom nader. En dan lig daai haartjies dan nou vorentoe. So dit is eintlik nie so groot. Is dit gevaarlik? Nee, die dokter sê ook dis 'n 40 minute operasie. Dis regtig en dan is hy uit. Maar in die aard van die saak, dit is nogal 'n spesialist operasie. Dit is nie enigiemand kan dit doen. En dis naby aan die oog, so mense moet verskriklik versigtig wees en dis toerusting en is alles daarmee saam. Ja, hulle doen dit met 'n laser blykbaar. Wat hulle die operasie, dit is 'n laser en wat was die ander ding? Ja, kan nie onthou nie. Maar sy werk glad nie met 'n mes of 'n lem. Hier nie alles word ek dink met lasers gedoen. Ja, want weer eens jy moet so presiese werk en fyn werk dat jy kan nie bekostig om eintlik met die hand daar. Ja, ek meen as jy dis verby. Ja, jy het veel koffie gedrink hierdie oggend dan nie kan nie, Ek neem aan een van die redes hoekom die operasie dan nou ook uitgestel is die koste daarvan. R40,000 om en by is wat ek gehoor het. Ja, dis korrek. En julle is wel proaktief, so julle het 'n backup buddy gestig, want ek bedoel, weet nou R40,000 wat rond lê, nee. Ons het nee. Ons het dit begin, ons het die backup buddy begin en ons het so op 'n punt het ons probeer fudge verkoop. Ons het op 'n punt probeer fudge verkoop en kyk-pops probeer verkoop sodat ons net kon geldjie inkry om insameling, jy weet, meer en meer en ons is amper daar, ons kom daar. So wanneer julle die R40,000 het, kan jy voortgaan met die operasie. Ja, kan sy die operasie kry. En jy gaan jou lewe verander, my liefie. Ja. Drasties. Sy gaan ek sê altyd sy gaan lyk soos een van daai kinders op die internet, jy weet daai kleintjies wat brille kry. En vir die eerste keer sy ma sien. Ja. Sy gaan ook so lyk, maar sy gaan die wêreld aanskou vir wat hy is en al die klere en sonder daai irritasie en daai seer in die hoofpyn. Ja, sy gaan nie eers hoef te doen en dan dit is 'n boom. En nie 'n blom nie. Ek wil net weet as die operasie nou klaar is,
gaan jy 'n bril ook nodig hê. Ja. Dis Is dit oor die skade wat reeds gedoen is? Dit is of reg, ja. Is dit? Ja, dit is Okay. wat die oogarts nou vir ons vertel het na die operasie, dan gaan sy nou ongelukkig die bril moet dra. Moet kry. Want Ja. dit het haar versien geaffekteer. Okay. Ja, so sy kan nie Okay. versien weens die gekrap op die Okay. Ek doen maar ek en Nina het altyd sulke lekker brille aan. Dis fashion deesdae. Ja, Dit gaan mooi die lyk. mooiste brille. So jy sê, weet jy wat nê? Jy is so 'n sonstraal kind en ons wil hê jy moet die lewe sien in volkleur so gou as moontlik. Ja, nie nog wag nie, ja. So Tannie Sunetjie, nê, sy's 'n skeielie enetjie, nê. Sy's ook ons ou sonstraaltjie. Maar sy het toe nou gaan uitvind hoeveel is die hospitaalkoste vir hierdie operasie. En hulle het vir haar gesê dis R26.200. Okay. En met liefde uit Groot FM 90.5 se omgee rekening betaal ons daai hospitaalkoste ten volle. Sure. Baie dankie. Wat beteken dat as ek reg is, het jy genoeg geld dan in die backup buddy om op te top en hy met ja. nog oor vir ekstra onkoste want ons weet daar's altyd Dit is baie amazing. verskeilde. So beteken dit ons kan nou die maar ons operasie staan doen, vanoggend. Jean-Ray? Verseker, ja. Ja. Yes. Julle gaan nie uitloop in die ooginstituut bel en vir hulle sê En die julle is op pad. Hoor jy dit? Julle kom. So Hoorie gou my as baby. Jy gaan nie met geswelde oogies opstaan nie. Sorry julle. Nee, dankie vir Okay, dis okay. hoorie En- so. Baie dankie, julle. Jean-Ray, jy sê jy het vanoggend opgestaan? Ek weet nie, ek is nou woorde het my los. Terwyl die woorde julle nou nog bykom. Ja. Wil ek net noem dis nie al nie. So Sunetjie, ja. Sunetjie het gaan gesels met die span by Specsavers en Kolonade en hulle gaan al die kostes dra vir jou bril. Jy sê as jou operasie klaar is, dan kan jy gaan en jy kan vir jou enige bril gaan kies wat jy van nou en waar jy mooi voel en dan gaan jy ten volle kan sien my liefie lyf. Jo, julle baie dankie. Dit is so 'n groot blessing. Ons is regtig vol geseënd. Lexie sê. Nee, dis ons prosesseer, né? Nee, maar vir julle twee net vir Maanpaal ook. Ek Dit is groot. Yes, Nina se ouer, ek wil graag eendag een wees en ek kan net nie dink, jy weet jy doen alles wat jy moontlik kan. Dis ongelooflik wat hulle tot dusver toe kon regkry met sê van fudge verkoop tot back buddies. Mense doen alles wat jy kan vir jou kind en dis regtig ja, die boodskap vanoggend is net julle kan nou ontspan, julle kan asemhaal. Dis Jo, julle baie dankie. Dit is verby. Dis nie verby. dit gedink nie. Ons is En dan bless. Laaste ding, ja, hier's nog. Ja. Nog. Ons het 'n voeltjie hoor fluit dat oom Fransja van Rensburg is jou gunsteling omroeper. Is ek reg? Hy bring die gees, né? Ja. Sit bietjie jou oorfone op daarso. Ja, anders gaan jy nie hoor Want nie. enige van hulle. Ja. want oom François het spesiaal vir jou 'n voice note gestuur. Kyk, kan jy hoor daarso? Kan jy hoor? Hoor hierso. Hallo Yushay, dis Fransjo van Rensburg hier. Ek hoor ek is jou gunsteling. Ek wil net vir jou sê jy is my gunsteling ook. En ek stuur net gou vir jou 'n voice note om seker te maak Divan en Nina bring die gees vandag daar op ontbyt. Ek is nie seker of hulle doen nie, maar ek wil net vir jou sê baie sterkte met jou oogies. Ek dink aan jou, ons bid vir jou en mag jy gou weer beter voel, hoor. Stuur vir jou baie liefde. Bye. Daar sê jy sy spesiaal net vir jou my liefie en ek sal daai vir mamma aanstuur en ja, ons sien uit om met jou te gesels na jou operasie en om jou te sien met jou nuwe bril. En dan gaan jy vir ons vertel hoe voel jy en ons weet alles gaan goed gaan my liefie. En 'n laaste ding vir ons net vir ons vir julle baie sê. Ek sit hier so met die WhatsApp lyn. So al die mense wat luister in die karre en wat luister op by die huis en op die radio, hulle stuur vir ons WhatsApp en dan maak dit oop op hierdie skerm hier voor my. En ek het so vinnig terwyl Nina gesels gesit en 'n bietjie dop hou. En hier's een boodskap wat ek net vir julle wil uitlees. En klomp mense het nou gestuur en gesê hulle wens hulle alle sterkte toe. Maar een mens, ek nie sy naam noem nie, het gesê I love his story en hy bid regtig vir julle. Hy bid vir Sissa en hy bid vir ouers en hy weet
die mense daar by die Ooginstituut en hy weet liewe Jesus gaan by hulle wees en hy gaan jou mooi gesond maak en hy spreek dit so uit. Dis 'n mooi boodskap. Baie dankie. Amen. Baie dankie. Ons moet vinnig nuus doen, maar dit was so lekker om julle te ontmoet en ons sien uit om daai foto's te sien van na die tyd van jou met jou cool funky nuwe bril. Okay. Cool funky. Baie dankie. Dankie. Kom ons kyk Wil wat ek dankie vir almal ook sê. Nou natuurlik. Dit is ons grootste voorreg, my liefie. En ek wil net sê Jesus het jou spesiaal vandag gekies om vir jou hierdie verligting te bring, want dit is wat jy verdien, my liefie. Hy is so lief vir jou, hoor? Ja.